Liewe vriende, baie welkom hierso by ons uitsendingsdiens. Mag daar waar ook al jy jouself bevind, mag jy daar die rustigheid ervaar wat net die Vader vir ons kan gee. Vriende, kom ons raak vir 'n oomblik so stil en bid saam. Och liewe Here, baie dankie so net so vir hierdie geleentheid dat ons vandag kan en mag in U teenwoordigheid bymekaar kom, Here. Here, waar ook al ons osself bevind, of wat op die gemak is van ons bank, of selfs in die rustigheid van die natuur, Here. Dankie dat ons op so 'n wonderlike manier steeds by U woord kan uitkom, Here. Here, mag ons nou wanneer ons die woord lees, hoor wat U vandag op ons harte plaas. Amen. Vriende, dit is so lekker om so met julle te kan kuier op hierdie unieke manier. En daarom kan ek julle groet met die woorde van genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die opgestaande Here Jesus Christus, die kragtige werking van die Heilige Gees, want jy ontmoet daar waar jy is. Ons het nou vandag die geleentheid om bietjie hierso saam te kuier in die boek van Filippense. 'n tyd waar dit afgespeel het hierso in Rome, waar die eer en skaamte model nog steeds vanselfsprekend was, waar almal geglo het mag is hoe hoor jy teen die, as ons nou kan praat, teen die trappe kan opklim. Want alles was vir hulle bepalend geweest. En wanneer ons hierdie teksgedeelte lees, dan kom mense agter hier's bietjie 'n ongemak wat hierso bietjie broei. Want die volk sien hierso hoe dit verstaan en gelees word oor Christus, wat dan eintlik as 'n goddelike mag heeltemal dit ruil en die mag geneem van 'n slaaf. So met dit nou in gedagte, kom ons lees hierdie volgende gedeelte saam. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy die gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. En vriende, ons lees hierdie gedeelte en dit is verskriklik kort, maar soveel waarde lê vir ons vandag hier binne. My idee van mag is baie dieselfde wanneer mense dit voor jou sit. Mag is hoe hoor jy opgaan, hoe meer mag kry jy, hoe hoor jy teen die rang opklim, hoe meer is dan. Maar wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons bietjie hierso ongemaklikheid wat voortkom. Hier sien ons hierdie teks is nie sag hier, want Jesus neem die gestalte van 'n slaaf aan. Maar hoe dan nou? Dit is dan eintlik mos nou nie 'n magsposisie nie. So kom ek sê, in my idee van mag, maak dit nie sin nie. Dan lees ek tekste soos hierdie, en dan vra ek vir myself, sjoe, hier het ek al weer eens my definisie van mag, voel ek 'n uiterste draai gemaak. Want ons lewe in 'n wêreld so, en ek is soms ook so van mening, van hoe meer greep jy op iets het, hoe meer mag het jy, hoe meer beheer het jy, en dit gee vir jou rustigheid. Want sodra jy daai greep het, dan sê jy, yes, ek het dit. Nou kan ek maak met dit wat ek wil. Want dit gee vir my die essensie van rustigheid en hierdie essensie van vrede. Maar vriende, om eerlik te wees, hoe meer jy probeer 'n greep aan iets hê, hoe vinnig kom jy agter jy het eintlik nie 'n greep op die ding nie. Hoe minder rustig is jy. En dit is hierso waar daar soms 'n ongemak kom, want dan kry ek nie meer vrede nie. Dit laat my dink aan 'n verhaal, wat so 'n paar jaar terug in my lewe gebeur het, waar ek in die voorsitterstoel gesit het. En onmiddellik in daardie vergadering sê een van die lede iets wat soos deur die vertrek klap, maar dit klap soos 'n geweerskoot, en ewe skielik voel jy daai ongemak, almal sit so terug in hulle stoele, jy kan die atmosfeer met 'n broodmes sny, en jy kon daai spanning net aanvoel, jy kon dit aantrek. En nou begin jy metafories na hierdie baksteen toe stap, en nee vriende, nie die baksteen om op te tel, om nou konflik aan te hits nie, maar hierdie baksteen wat nou voor jou staan van, wat doen ek nou? Op daai oomblik het ek net teruggesit, en ek het weer in die vergadering begin praat, en die gemoedere verlaag. Die een kant kan sê, dalk goeie leierskap het plaasvind, maar binne myself het ek later daai dag gevra, het ek het nou nie uit 'n angsposisie gedoen, of uit 'n vreesposisie uit nie, of het ek dit uit 'n leierskapposisie gedoen, het ek dalk vertroue gehad oor hoe dit sou uitgedraai het. Want op die einde van die dag het daai gesprek steeds bly voortgaan op dit wat hy uitgelig het. Was ek dalk net bang geweest, want ek was meer probleemstellend ingestel om hierdie dreigemente kan raak sien? Dit is wat ek vandag bietjie vorentoe wil kom.
is hierdie selfontleding wat 'n mens moet doen. Want dit is soms waar daai mag lê, is in selfontleding. Nie om te sê, my selfontleding beteken dat ek 'n meer magsvolle persoon of individu gaan wees nie. Maar om te besef, hoe kyk ek daarna? Christus het homself ontleed. Christus het daar by die kruis gestaan. En hy het nie dadelik daar besluit om in te gryp of na die tyd toe hy gekruisig is om te sê nou met julle wat my nou te nagekom het, nou dis wat met julle gaan gebeur nie. Nee. Christus het in afhanklikheid daar gestaan. Hy het geweet wie hy is. Hy het geweet wie sy Vader is. En dit is belangrik dat ons dit moet hoor. Want vriende, ons is so probleemgedrewe ingestel. Wanneer ons hierdie baksteen voor ons sien, word ons so ingesuig in hierdie probleem en ons gaan fokus so op die baksteen, dat ons eintlik net daai greep wil hê. Maar afhanklikheid beteken ek staan 'n tree terug. En ek kyk na die moontlikhede wat daar is. Ons is so gewire om bedreigings te kan lees en te identifiseer, dat ons soms mis, wat is die hele prent daarvan? Ons fokus net op die probleem. En vriende, dit spoel baie keer oor in ons geloofslewe. Want dit gebeur dag op dag in ons hedendaagse wêreld, die politiek, ons werk, ons huis, ons skole, alles verg soms dat ons probleem gedrewe ingestel is van wat kan verkeerd loop. Ek sien dalk nie 'n geleentheid nie, ek sien dalk nie 'n oplossing, ek sien dalk nie 'n leerskool nie. Ek sien net die probleem voor my. En vriende, wat ek hierso probeer sê is nie om te sê maar selfontleding beteken vernietiging nie. Maar dit beteken jy reageer nie uit vrees of uit angstigheid uit nie. Christus het geweet wie hy is. Christus het geweet wie sy Vader is. Ja, hy het ook vrees gehad. Want vriende, op daardie verhaal van die kruis, was dit die ideale geleentheid geweest vir die Here om in te gryp, om te wys hoe magtig hy is. Hierdie hand hier uit die hemel uit wat net sê, nou stop ons dit. Nou vat ek alles weg. Kan vir julle wys wat se mag ek het. Nou vir julle wat hierdie kruisiging laat toelaat, en julle gaan hierdie pad stap en julle is verdoem en verdoel. So ek gaan dit vir julle wys. Maar hy doen nie. Hy kies nie hierdie rol van mag uit 'n konflikmanier uit nie. Hy doen dit nie uit vrees uit nie. Hy doen dit nie uit angs uit nie. Jesus staan nie terug as gevolg van vrees nie. Hy staan daar omdat hy in 'n afhanklikheidsposisie sit en nie in 'n magsposisie nie. Maar vriende, ons lewe soms ook so, konstant paraat, konstant van wat gaan aan. Ons lewe nie in die posisie van, kom ek tree dalk net gou eers een terug nie. Beteken nie ek kon trek nie, maar dit beteken ek staan terug om te verstaan. Ons fokus eers bedreiging. Ons fokus nie eers staan terug en kyk nie. Haal asem en soek nie. Nee. Vriende, as ons hierdie gedeelte lees, ons voel baie keer ons moet in 'n magsposisie wees om hierdie verandering te kan maak. Maar nee, Filippense wys vir 'n heeltemal ander verhaal. Ja, daar kan verandering kom in 'n magsposisie, maar daar is ook verandering in 'n nie-magsposisie nie. Ons lees hierdie gedeelte waar Jesus in die gestalte van 'n slaaf is. Maar as ons kyk al die verandering wat daarna gebeur het. Ja, Jesus kon presies dieselfde goed gedoen het in 'n leierskapstruktuur, in 'n struktuur van mag. Maar hy het alles kon doen sonder dat hy daaraan gestap het. Die vraag is vandag, waar hou jy vas? Voel jy kan daardie verandering bring in die posisie waar jy tans is? Waar jy loop, waar jy werk? Waar ook jy kyk en hoe jy praat? Voel ons soms ons moet in 'n magsposisie wees? Voel ons moet soms heeltyd greep hou in 'n situasie om te bewys wie ons is? Of lees ons weer die verhaal van Filippense 2? Ons besef soms moet ons terugstaan en nie in 'n magsposisie probeer regeer nie, om 'n punt te laat realiseer nie. Vriende, dit beteken nie dat moet 'n vernietiging wees en ek sê daar moenie mag wees nie. En ek sê nie daar moet leierskap wees nie, daar moet. Ons noem dit van Jesus kon in beide strukture kon hy gegroei het. Die verandering sou gebeur het. Maar hy het gekies om nie in die strukture te beweeg nie, maar van buite. Want dit leer vir ons 'n waardevolle les vandag. Om soms daai selfontleding te doen, beteken dit ons besef dat God se mag lê in ons selfontleding. Want wanneer ons daai selfontleding gaan doen,
besef ons sit in afhanklikheid. Amen. Geliefde Heer, baie dankie dat ons net vandag hierdie gedeelte weer kan lees, Heer, en besef dat ons nie altyd soms in 'n magsposisie hoef te wees, om te vra hoe kan ons regverdigheid bring in U skepping nie. Hoe kan ons regverdig lewe om hierdie skepping se glorie te kan wys, Here. Here, dankie dat U vir ons gewys het, daar is 'n alternatief, Here. Here, mag ons die vrymoedigheid hê om hierdie selfontleding te kan doen, om te besef dat ons soms net probleemgedrewe ingesteld is, Here. Dat ons voel ons moet in steede daarvan om terug te staan, om aan die saak te dink, eers net kop in te spring, Here. Here, help ons om te besef dat ons eintlik afhanklike wesens is, Here. Dat ons besef afhanklikheid beteken soms om te kan terugstaan, nie om te onttrek nie, maar om te herstruktureer, te verstaan en om 'n bietjie insig te kan kry, Here. Amen. Vriende, daar waar ook al jy gaan, mag jy wandel in die teenwoordigheid van die Here dag op dag. Mag sy genade wat vir my en jou gegee is, 'n realiteit word in ons lewens en mag ons dit so uitlewe. Want die Here van genade, barmhartigheid en vrede is bo jou, om jou te beskerm. Links en regs van jou, om saam met jou op reis te gaan. En agter jou, om jou vas te hou, vir wanneer jy val. Maar dieselfde Here is voor jou, om jou altyd, maar altyd, te beskerm. En om te sê en te weet, hy is reeds op hierdie pad wat ons stap. Amen.